En ek het jou naam vergeet, broeder. Christian. Hoor jy, dit was hierdie salwing van die Here. Alles was regtig fantasties. Baie dankie julle. Sjoe. Wat 'n voorreg om die Here so te aanbid, hè. Wat 'n voorreg het ons nie om dit te doen op 'n Sondagoggend saam te kom en God te aanbid, en die Here is hier met ons. Ons hoef nie te twyfel nie, hy is hier. Die teenwoordigheid van die Here, ons is om die woord, die gees van die Here is hier. Ons gaan nagmaal hou. Oom Fanie het die nagmaal goeders uitgesit. Kyk daar so, dis gewone nagmaal, dis nie ander goedjies nie. Ek het 'n kompleks ontwikkel oor daai goedjies wat hy moet oopmaak. Ek het maar besluit ek bring my knipmes saam kerk toe, want ek weet nie hoe hy daai goedjies om. Maar ons het gewone nagmaal met kelkies en so. En vir die van ons gereformeerde mense, ons het die, ek weet nie kom die beker is nie, ek sê net. Is dit vir die gereformeerde mense? Wat 'n wonderlike geleentheid vir my en Elia om saam met julle weer te wees. Ek is bly Laurens gaan hou vakansie, want kan ons hierso wees. Dit is vir ons baie kosbaar saam met julle. En hierdie gemeente, dankie vir julle liefde vir ons en julle deernis teenoor ons ook. Ek wil vanoggend die deel oor God se skepingsdoel in ons lewens, wanneer God. Hoekom breek hy? Is dit my fout? Okay, moet ek maar net na my hou. Okay. Die God se skepings ons hy weer so sterre. Hy bewerkstellig deur sy begeertes wat in ons hart wek. God werk deur begeertes in ons. Ons besef nie dit nie. Maar ek gaan hierdie boodskap vandag gaan baie rondom God se begeertes in ons. Maar sy begeertes wat hy bewerkstellig in ons. Ek wil deel daaroor vandag hier met ons, en hierdie is eintlik 'n opvolg van 'n vorige boodskap wat ek gedeel het, en tussenin gaan jy agterkom, en as jy kan onthou, maar ek kan nie eens my eie preek onthou nie, so ek dink hierdie gaan redelik nuut vir u wees. Die Here het 'n soewereine wil, en God se soewereiniteit in ons lewens moet ons verstaan. Ons raak baie keer deur mekaar deur teologie wat ons leer dat alles moet goed gaan, as alles net goed gaan, en ons is ryk en ons gesond, dan is die Here met ons in God se plan. Wat nie heeltemal waar is. God het 'n soewereine wil in ons. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees is 'n eenheid. God die Vader het 'n wil, soewereine wil. God die Seun het 'n soewereine wil, en die Heilige Gees het 'n soewereine wil. Maar hulle is in eenheid. Jesus sê, ek doen niks behalwe wat die Vader vir my sê om te doen nie. Die Heilige Gees doen niks uit sy eie uit nie. Jesus sê, ek stuur hom, hy kom na julle toe, die Heilige Gees, hy gaan niks uit sy eie uit doen nie. Okay, dankie. So, hulle is in eenheid. Hulle is soewerein. God se wil in ons is soewerein. So, daar is goed wat gebeur in ons lewens wat maak dat wat ons nie verstaan nie. Ons gaan nie alles verstaan in die lewe nie, en as baie keer so goed wat gebeur met ons, wat ons nie verstaan nie. Maar die ellende met ons is, ons reaksies rondom dit is baie belangrik. Nie altyd die wysheid om regtig te reageer nie, ons nie altyd die wysheid om God toe te laat, om dit te bewerkstellig in ons, wat hy wil nie. En daar is goed wat gebeur wat, jy kan dit nie klein kry nie, jy kan dit nie verstaan, soos ek sê nie. In die boek van Jakobus, hoofstuk 4, en ek lees sy die Engels, ek moes die Engels gebruik oor vandag se boodskap, want die Afrikaans is nie goed vertaal uit die Grieks, van sekere goeders, die Heilige Gees goed. Lyk my van die vertalers wat betrokke was nie heeltemal geesvervuld nie, want hulle vertaal die goed snaaks. En so ek is genoodsaak om die Engelse Bybel te gebruik.
Niks teen Afrikaans nie, ek is baie vir Afrikaans, maar om die waarheid oor te dra, het ek nou hierdie vertaling. Ek wil graag vir julle lees uit Jakobus 4 vers 5, en ek quoteer baie hieruit, en hy sê, or do you think the scripture says about, without reason, that the spirit he caused to live in us, envies intensely. Hy is begeerig in ons. But he gives us more grace. That is why the scripture says, God opposes the proud, but he gives grace to the humble. Gee genade aan die nederiges, wat hy weerstaan die trotshart. Submit yourself then to God, resist the devil, and will flee from you. Come near to God. Ek weet nie of julle onthou met Trump, ek dink as hulle minister van buitelandse sake het in die Russe gaan praat, toe gaan verduidelik hy vir hulle, hoe moet hulle Trump hanteer? Hulle moet hom prys, hulle moet mooi met hom praat, hulle moet nie met hom verskil nie, anders gaan hulle nergens met hom kom nie. Kan julle dit onthou, hulle het gedoen, toe wil die ou amper fire. Nou Jakobus skryf vir ons hier, hoe moet ons God hanteer? Hoe moet ons hom nader? En ons lewe in 'n wêreld van entitlement, dis eie geregtigheid. Ek eien myself sekere goed toe. Dis die wêreld waar ons lewe, maar dis heeltemal kontra met ons wandel met die Here en hoe hy maak in ons lewens. Almal wat hier sit, het goed gebeur in jou lewe wat jy nie geweet hoekom gebeur hierdie nie. En dit was nie alles lekker nie. Jy weet nie hoekom gebeur dit nie. Wat gebeur in my lewe? Wat se trauma gaan ek deur? Nou praat hy van sy begeerte in ons en hy praat van om nederig te wees. Maar dan gaan hy aan en hy gaan verder en hy sê, submit then to God, om onderdanig aan God te wees. Hier is die manier om het te doen. Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, your sinners, purify your hearts, your double-minded. Grieve, mourn, wail, change your laughter to mourning and your joy to gloom. Humble yourself before the Lord and he will lift you up. Hoekom skryf hy hierdie? Hy wil ons help, dat ons die regte stans inneem met hom. Moet ons altyd nie gelukkig wees nie? Nee. Maar as 'n stans in God, wanneer dinge gebeur in ons lewens wat ons moet inneem, wat 'n standaard, dit moet 'n default setting wees. Ons gaan daar. Ons gaan nie na 'n ander plek toe nie. 'n Slegte plek om te gaan, is om vir die Here kwaad te wees oor goed het gebeur. Die goed wat ons sê, waar was hy? Hoekom het hy dit toegelaat? En dit. Dis nie 'n goeie plek om te gaan nie. Deel van onderdanig aan God wees is juist dit. Sê, Here, ek verstaan nie hierdie nie, maar ek is onderdanig aan U. Ek verneder myself voor U. Ek kom nader aan U. En ek kyk in myself. Here, hoe kan U verander in my lewe? God se grootste genade is, wat ek gesê het, ek het al baie gesê so, is dat hy ons verander. Dis sy groot genade. Daar's groter genade seker om ons te red, maar groot genade, gelyk ek staan aan Jan, is dat hy verander ons. En sy werk in ons is voortdurende verandering, werking aan ons. En baie van die goed in ons lewens wat gebeur, wat ons nie nou verstaan nie, ons sal dalk dit nooit verstaan nie. Maar hy verander ons. Dis 1971, het ek en my sussie, was ons in 'n kop-aan-kop botsing. Dit was ou Kersaand, op die Ventersdorppad, dit was 70 myle uur. Dit was net so, die kar van vooraf se regter voorwiel, baie dankie lief, sy regter voorwiel, se bering het vasgeslaan, net voor ons, dit is onvermydelik geweest. My ma is oorlede en my ma se boyfriend, ek en my sussie het in Ventersdorp wakker geword in die hospitaal die volgende dag, ons is bewusteloos. Lewens verander, wees, skielik is ons wees. My oupa het ons kom haal en ons het ruk op die plaas gebly by my oupa. En die vraag kan wees, hoekom het hy dit toegelaat? Hoekom, mens kan dit vra? Maar weet jy wat? Hy was my lifeline. En dit. Sou ek hy vraag gevra het, en ek sou ek in 'n posisie geraak het van altyd terugverwys aan my lewe, daai tyd, dit en dit het gebeur, en hoekom het God dit en so. Dan het ek my lifeline afgesny. Jy sny jou lifeline af. Hy is jou lifeline. Hy is die een
toe hulle het ons in 'n koshuis eers gesit, nee, hulle het ons eers in 'n weeshuis, so sit ons in 'n koshuis, maar kom haal hulle ons nie, party naweke nie. Hy was die een, toe hulle ons nie kom haal nie, wat my besoek het in die. Nou wil ek vandag vir u sê, kom ons luister hier wat Jakobus. Deel daarvan is om sy soewereiniteit te aanvaar. Ek verstaan nie die goed nie. As ek terugdink in my lewe, en ek dink wat daar gebeur het, ons, ek wil niks verander nie. Ek sal niks wil verander nie. Nou kan ek het sien, op 65 ouderdom, kan ek het sien. Toe kon ek nie, maar ek sal niks, want nog verstaan ek het nie. Maar ek sal niks wou verander nie, want hy was daar. Nou wil ek vanmôre vir u sê, as jy dalk aanstoot geneem het oor goed wat gebeur in jou lewe teenoor God, is dit belangrik vir jou, nader tot hom. Dis die antwoord, nader tot hom, hy sal tot jou nader, hy sal. Wees onderdanig aan sy soewereiniteit. Wees onderdanig daaraan. Dis wat beteken. Dan kan ons die duiwel, anders dan gaan die duiwel hierdie goed gebruik in jou lewe, en as jy sê, ek is kwaad vir die Here om dit en dat gebeur, dis wat gaan gebeur, jy gaan hom nie kan weerstaan nie. Jy moet onder God inkom, met hom. So hierso leer Jakobus vir ons, net soos wat daai minister van buitelandse sake vir Trump geleer, vir die Russe geleer het, hoe moet hulle met Trump praat? hy leer ons, hoe moet ons praat met hom, hoe moet ons hom nader? Moenie eie geregtigheid hê nie. Die woord in Engels, entitlement, ek kom my toe, want ek is dit en dat, dit kom my toe, oppas vir dit, daar is 'n teologie rondom dit, daar is 'n behalwe waarheid in dit, daar is so, dat God na beloftes waar gekom en alles is waar, ja en amen in Christus waar, maar daar is 'n balans in dit. Ek het nie entitlement nie eie geregtigheid. Hy waarsku vir my, moenie daaraan wandel nie. My eerste punt, God se soewereiniteit. My tweede punt is hy kwalifiseer ons, vir my en jou. Die Bybel sê vir ons in Hebreërs 2 vers 11, beide hy wat mense heilig maak en hulle wat geheilig word, is een. Ons word geheilig, ons is 'n proses, ons is stikkend nog, die Here moet ons heilig maak. Ons sal nooit perfek wees aan hierdie kant nie, maar hy is in 'n proses met ons. Maar in hierdie proses is ons in verskillende stasies, ons verskillende stappe en toestande wat ons is. Maar hy sê, maak nie saak waar nie, in jou beginproses of eindproses, jy is een met my terwyl ons in hierdie is. En die belangrike hiervan is, hy sê net verder, en hy sê, hy skaam hom nie vir ons nie. Maar nou moet ons hierdie proses verstaan, ons moet verstaan waar ons is en waar ons onsself bevind. Die feit dat hy jaloers in ons is, Jakobus 4 vers 5, hy begeer na ons. So een van sy begeertes wat hy in ons het, is om sy begeertes aan ons bekend te maak. Hy het sy eie begeertes, maar hy wil dit aan ons bekend maak. Hoe doen hy dit? Hy begin in my begeer. Hy plaas saadjies, plant saadjies van begeerte van hom af in my hart. So ek moet sensitief daarvoor wees. So my kwalifikasie, sê die woord in Korintiërs, is nie uit myself nie. Hy is die een wat my kwalifiseer. Nou is die punt. God sit in 'n dilemma. Hy sit met mense wat onvolmaak is. Hy sit met mense met onvolmaaktheid en onvermoë. Dis ons. As die Here nou moet kies, wie moet hy gebruik? Hy het niemand anders behalwe ons nie. Hy sit met ons. Dis sy dilemma. Hy het niemand anders, wat hy net. En elkeen van ons het ons dinge. As ons gaan te vergroot glas, dan sien ons maar, ja, sien, Joe, dit en daai en die, en so ons weet nie mooi, en so kan ons aangaan. Maar hy wil ons gebruik. So die dag is die Here aankondig vir jou, om jou te gebruik, is nie wanneer jy in jou voltooide proses is nie. Dis waar jy reg nou is op hierdie oomblik. Sê, ek is die een wat jou kwalifiseer. He's the one who our competence is not in ourselves. Our competence is in him.
Hy is die een wat ons kwalifiseer. So, ek en jy kan in ons toestand waar ons nou is, kan ons aantree. Ek onthou my oupa, dis toe ons by hulle gaan bly, ons het 'n week na die ongeluk, ek het 2 plekke skeelbreek gehad, my gesig het so gestaan en so my ma is dood en dis nie lekker nie, jy weet nie mooi wat. En hy vat na die polisiestasie toe waar die speerders my so ondervra, want hulle weet nie wat gebeur het nie. Ek was bewusteloos. Ek het geslaap toe die ongeluk gebeur en ek het in die hospitaal wakker geword. So ek het niks geweet nie. Nou vat my oupa my soontoe en nou praat hulle met my en ondervra my. Maar die manier hoe hulle doen is baie wreed. My ma lê net hier langs aan in die lijkshuis, dis waar sy lê. Dit was baie wreed, die manier hoe hulle my gehanteer het, daar was glad nie simpatie nie, dit was regtig wreed. My oupa die ding, en na die tyd klim ons in die kar, my oupa sit met 'n piesang in sy hand, en hy vat sy mes, hy sny die helfte van die piesang af, en hy gee vir my. Dit was sy manier, om te wys, hy is sorry, goed. Maar hy kon dit nie oor sy lippe kry, om te sê, ek is jammer wat hierdie, dis die ou mense, dis wat, hy was maxed out. Daai was sy, emosioneel was dit max, wat hy kon doen. Hy was maxed out. Nou ek besef het vandag, maar daai tyd het ek nie mooi verstaan nie. Daai piesang, hy sny hom so, ek onthou, hy sny hom en hy gee vir my so. En ek vat so. Ek besef toe my oupa is jammer vir my op 'n manier, maar dis hoe hy vir my wys. Niks gesê, niks van wat hier gebeur het nie, niks, net dit. Maar Saterdag aande het ons huisgodsdiens gehad. My oupa het klavier gespeel. Ons in die gereformeerde kerk, ons het die psalms gesing, skrifbereimings. Sy psalm was straf tog nie en ongenade, my misdaad, dit was sy psalm. My ma se was juig al wat leef, juig voor die Heer. Myne was prys die Heer met blye galme. En ek onthou die Here se teenwoordigheid daar. Want my oupa het die Bybel uit gelees en uit die vingervel die gereformeerde blaadjie. Hy het geshine. Hy kon nie in sy wese, in sy menswees, kon hy nie homself kry om net 'n woord uit te kry en te sê sorry boet of iets nie. Die piesang. Maar hy het geshine met die huisgodsdiens Saterdagaande. En dis die ding wat God mee sit. Jy sien, wanneer God se gees in ons werk en deur ons werk, maak hy ons punch above our weight. En hy doen, maar sy dilemma is, hy sit met ons. Maar ek en jy, die geneigtheid, party ouens is nie daar nie. Ek ken ouens wie die Here gebruik, wonderlik, maar hulle lewens getuig nie van goddelikheid nie. Maar die Here gebruik hulle. Dan sê ek, hoekom Here? Dan sê wie anders moet ek gebruik? Hulle is beskikbaar. Maar dit is nie die Here se wil dat hulle so moet aangaan nie. Want ons sou dink as God my sou gebruik, dan sit hy keer goed die fout in my lewe of die verkeerd, hy doen glad nie. Daar's 'n heiligmakingsproses in my lewe. Hy sê keer na die Here toe, jy jou sondaar. Dis wat hy vir ons sê, dis met my hart wees, dit met my gesindheid wees. Maar God gebruik ons terwyl ons nie perfek is nie. Daarom my volgende punt. Omdat hy met ons sit, en hy sit met mense, is hy in hierdie dilemma, dat mense gaan ons seermaak en teleurstel. Dis wat gaan gebeur, en dis wat gebeur. Dis deel van ons lewens, en deel van ons groei, om volwasse te word, om verby mense te kyk, na God te kyk. En daarom begin ek vanoggend met dit, moenie aanstoot teenoor hom, maar ons sal aanstoot neem teenoor mense ook, want ons mentors, ons moeders, stel ons teleur. Maar die Here sit met 'n dilemma. Hy het net daai mense. Hy het net mense. Dis nie engele wat ons bedien nie, is ons bedien mekaar. Ek en jy word gementor deur wie? Deur mense. Niemand van ons wat hier is kan sê, luister, van 8 jaar af oud, besoek die Here my, net hy leer my, niemand het my iets geleer nie. Daar's 'n groot vraagteken oor dit, as jy dit sê, want dit is iewers 'n decepsie, maar dit is nie hoe dit werk nie. God gebruik mense, maar mense stel ons teleur. En hier's ook hierdie punt, en ek het voorheen gepraat, dis kom hier so 'n opvolg van 'n vorige boodskap.
As ek my mentors, my vaders, my moeders in die gees sou resent, ek neem so aanstoot dat ek hulle sou so resent, dat ek hulle, dan sou ek als verloor, in die Engelse woord forfeit, I will forfeit everything that God's done through those people in my life. Dis die ellende. En baie keer is ons eerste liefde is gekoppel aan hierdie feit van, ek onthou man, ek het 'n man, ek wil nie sy naam noem nie, want ek wil goed oor hom sê. Ek was seker 19, 20 jaar oud, toe ek in sy selgroep. Nou die ou, die Here het hom gebruik, as ek vandag vir jou sê, hy het hom next level gebruik. Woorde van kennis, genesings, profesie, dit was net uiteraard, maar hierdie het my eerste liefde. Ek het gestaan, dit was my net te wonderlik, om hierdie te beleef, hierdie ou. Ek onthou, ek het 'n vriend, ek is nou nog vriende met hom, hy is 'n belangrike ou in die land, ek gaan nie sy naam noem nie. Ons was jonk nog, hy was in die berg gewees, ek was ook nog in die army, ons is nog voor ons getroud is, en jong manne, ek het nog naweek by hom gaan kuier op hulle het 'n plaasie buite gehad, en hy is ook daar gewees, hy was een van die jong leiers en als. Nou die persoon wat ons gelei het, was in besigheid, maar hy het ouens gevat in hierdie besigheid, hy nie fliek toe nie. Hy het 'n paar ouens, ek weet nie wat hy gedoen het nie, ek weet nie of dit willens en wetens was nie, maar hy het ouens gekroek, met moelas. En die mense het hom gehaat, en die mense het hom resent. Hierdie vriend van my, as jy vandag, nou bel, nog, dan praat jy van die Heilige Gees, die gawes, dan word hy kwaad. Nou weet jy wat, om een of ander rede, het ek dit wat in my lewe gebeur het, en die begeertes wat ek opgetel het, van hierdie man wat dit aan my bekend gestel het, groter geword, as my aanstoot. En dit het my lewe bepaal. En dit wat ek by hom geleer het 'n ewigheidswaarde by my nog. Ek is nou 65 jaar oud, dus hoeveel jare daarna, nog steeds daai impak op my. Ten spyt van. En wil ek vandag vir jou sê, dis die derde punt is dit, of die tweede belangrikste. Ek moenie aanstoot neem met mense nie. Veral nie mense wat mentors is in jou lewe nie. Want hulle is net, God sit met die predikament, hy het net mense. En hulle gaan foute maak, maar dit sê nie dit wat hy deur hulle gedoen het, want hy werk deur ons. Hy maak almal van ons punch above our weight. Almal van ons. Elkeen van ons, waar deur die Gees van die Here deur ons werk, gaan ons op 'n plek wees wat hoër as ons self is. En daarom moet ons nie mense na kyk en hulle op 'n plek sit waar hulle nie hoor. Mense is net, ons bly na God kyk en God se gawe. Maar God gebruik mense. Daarom wil ek graag vir julle deel uit Filippense 2. Hierdie is baie interessant. Hierdie praat van die Here se begeertes in ons hart, wat hy ons hart plaas om sy doel te bereik. Hy sê hierso in vers 12, "Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling." Weer hierso, my stans in die Here, moet maar nie te wonderlik wees nie. In myself nie. For it is God who works in you to will and to act according to his good purpose. Dis God wat binne my werk om volgens sy wil. Met ander woorde, hy plaas sy begeertes in my, wat my begeertes override. Partykeer my begeertes, partykeer my vermoëns override. Dan sê hy, "Do everything without complaining or arguing, so that you may become blameless, pure children of God, without fault, in a crooked, depraved generation, in which you shine like stars in a universe." Daarom my titel vanoggend ook, sy begeertes aan ons, maak ons skyn so sterre. My oupa het Saterdag aande geskyn, want hy het gepans way
above his weight. Emosioneel en alles. Hy maak ons ver bo ons vermoë. Dus kom, ons kan nie na mense kyk nie, want dit is God wat in my werk. Hy plaas sy begeertes in my. Daar het mense jare terug in my gemeente ingetrek, hulle is Geordies, hulle is van Newcastle. Dus Lindsay en Blanche Simpson en Bob en Carol Snyth. Dis twee gesin. Hulle is Geordies. Nou hulle, ek weet nie of jy Geordies se aksent al gehoor het nie. Ons Afrikaners kan hulle nie verstaan nie. Maar hulle trek in my gemeente, nou begin hulle praat, maar dit klink soos musiek vir my. Vir maande lank, hierdie ouens, ek wil net, ek verstaan nie alsvoor, dit klink soos musiek, iets, my hart spring as ek hulle hoor. As ek hulle hoor, spring my hart. Ek verstaan nie wat gebeur nie. Een oggend, as ek my joernaal, ek skryf, die Here praat my, ek skryf, hy sê, kry jou paspoort gereed, Jou, jy gaan oor see gaan weer. Ek skryf dit so. Die volgende dag bel Bill Forbes, hy's 'n sakeman ons gemeente gewees, hy sê, are you ready to go to the UK? My friends are there. I want to send you there. They need your ministry. Hierdie spring in my hart vir die Engelse. Ek sê vir hom, yes, God spoke to me about my passport yesterday. Nou hier's ek. Ek haat lughawens. Ek haat vlieg. Ek like niks van oorsee nie. Niks, ek haat dit. Vra van Elia. Sy sit met my. Ek sal dit doen, maar ek haat dit. Nou sê hy, do nothing with complaining or arguing. Die Here se begeerte het so groot aan my geraak vir die Engelse, dat ek het override, hierdie hele ding van lughawens en vliegen. Ek het gegaan. Is net altyd as ek land daar, dan kyk ek so rond, dan sê ek, Here, hoe gaan ek weer by die huis kom? Hy's baie ver, ek bedoel ek, sê nou hulle cancel uit vliegtye en goed, dan sit jy daar. My eerste meeting. Mense het getuienisse van, as hulle in Afrika gaan bedien, dan hulle die wonderwerke en goed, en oë gaan oop en lam is, en dan kom hulle hier, dan bid hulle hier vir ouens, dan gebeur daar niks nie. Het julle al sulke meetings gehad? Want dit daar gebeur. Ek het in Engels, tussen die Anglikaanse mense, my eerste meeting, gee die Here vir my woorde van kennis, die Here doen wonderwerke voor my, wat my, ek maak 'n uitnodiging, gee hulle almal 'n hart aan die Here, maar dit is Christene, hulle gee hulle hart aan die Here. Daai mense het my 4 jaar in 'n ry uitgenooi, ek het geskyn soos 'n sterretjie. Maar ek onthou, ek was jonk, ek was 30. Nou sê ek, Here, 65 kan baie beter doen, ek is 'n beter Christen. Ek was stupid daai tyd, ek sê, Here, ek dink terug, maar hy het my in my stupid, het hy my laat skyn soos 'n sterretjie. Wil ek vir jou sê, wanneer hy sy begeertes, hy wil in my om te werk volgens sy wil, wanneer ek dit toelaat, want hy het sy wil, hy het sy begeerte, dan maak hy skyn soos 'n sterretjie. Hy het sy wil, die Heilige Gees het sy wil, wat God se wil is. God die Vader, bewerkstellig, dankie broer, thanks. Baie dankie. Het jy geweet, hoe weet mense as regtig herlewing in 'n kerk? As die klankman ook omval. Want hulle hou die ding aan die gang. As hy ook omval, dan weet jy, as hy is hier reg. Dankie Dani. Skyn so sterretjies. Ons bedien in Heilbron. En maar die ek kan nie verder, ek nou die plek genoem, ek kan dit nie verder noem wat ek wil sê nie. Maar wat 'n eer om daar te bedien, dis nie 'n ryk gemeenskap nie, wat 'n eer, God se wil in ons lewens. My lewe nou, ek is eerlik, ek gaan nou 'n bietjie oop, ek gaan vulnerable wees. My begeerte is nie om by kerke waar hulle groot bands en rookmasjiene en goed, my begeerte is glad nie om daar te bedien nie. Moes ek laas naweek by 'n kerk bedien het in die Kaap, maar ek sê, nee, dankie. Groot konferensie, nee, dankie. My begeerte is hier. My begeerte is met individue. Die Here sê vir my nou die oggend, hy sê vir my, ek wil hê, jy moet jou inzoom op individue.
meer as ooit. Ek ry daarvan af, gaan gooi diesel in. Hier kom een van die petroljoggies. Hy sê vir my, want ek het hulle lief, uit my hart uit, ek het hulle lief. Ek het 'n vorige lesing het ek gepraat oor, hoe het ons 'n volle tyd van die Heilige Gees op 'n dag, 'n volle dag, is wanneer jy mense lief het. Hierdie petroljoggies, ek kan nie help nie. Ek het hulle so lief, dit skeer binne in my. Maar hulle weet nie wie ek is en ek het nog nooit gesê wat ek doen nie. Die een kom en sy naam is maar Slat sê, en ek, so, en hy sê hy, en hy hak my, en hy sê vir my, please pray for my brother here, is een van die ander ouens. Hier het nou net my gepraat, die individue, bid vir daai ou, en die liefde van die Here, daai, kan geld nie koop nie. Daai is vervulling, he wills in me, to act according to his good purpose. Hy wil in my, daai, moet dit nie mis nie. Jesus Christus, het die gawes van die Heilige Gees begeer. Hy het dit begeer. En ek wil graag vir julle lees uit 1 Korintiërs hoofstuk 12. Kom ons lees vers 1. Hy sê, and now about spiritual gifts, brothers and sisters, I do not want you to be ignorant. Die 33 vertaling sê, ek wil nie julle met onbekend wees, of julle met onvoorbereid of onkundig wees rondom hierdie. Ek moet verstaan, vers 4 sê, there are different kinds of gifts, but the same Spirit. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but the same God works all of them in all men. Now to each the manifestation of the Spirit. Die nuwe lewende vertaling van Afrikaans sê ook, die manifestasie van die Gees deur ons. Hy manifesteer deur ons. Dis hoekom jy skyn soos 'n liggie. Want die Heilige Gees manifesteer deur ons. Hoe manifesteer hy deur ons? Hy plaas begeertes op jou hart van hom. En al wat hy wil hê, ek moenie dit wegstoot nie. Ek moet sê, Here, ek kies u soewereiniteit in my lewe. U wil, Heilige Gees, is die Vader se wil. Die Here sê vir my, mense nooi my uit om te bedien. Hy sê, dis nie waar nie, ek stuur jou. So moenie, ek stuur jou. Dis andersom. Jy dink hulle nooi jou uit, ek stuur jou. Hy stuur ons. Daai ou by die petroljoggie, daai dit en daai. Jesus het die gawes begeer. In Johannes 4 het hy die vrou by die put, 'n individu. Hy raak haar lewe aan, hy impakteer haar lewe deur die gawes van woorde van kennis. Sy red omtrent die hele dorpie van wie haar getuienis. Hy swaai hom, sy skyn soos 'n liggie. Want sy begeertes het hom ook weer gekry. Nou ek wil vir u sê, ons lewe in 'n tyd waar die Here deur jou en my wil werk, soos nog nooit tevore nie. Soos nog nooit tevore nie. Jy kan op ChatGPT, of wat ook al, kan jy gaan, jy kan sê, stik vir my 'n gebed uit. Geef my 'n gebed. Die mooiste gebed, wat jy nie kan aandink nie. Die woorde. Maar as geen emosie nie. God het nie dit gesoek nie. Hy soek jou, met jou emosie. Ek het hom lief, met my hele hart, my hele siel, my hele verstand. Nog nooit tevore was ons in 'n plek waar die wêreld so arm is, dat hy ons so nodig het. Kom ek sê vir jou, die stage is geset vir ons om te skyn, so sterretjies. Hy gaan aan, hy sê, die gawes van die Heilige Gees. Now to each the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one there is given through the Spirit a message of wisdom, woord van wysheid. To another a message of knowledge, woord van kennis. By means of the same Spirit, to another faith by the same Spirit. Gawe van geloof, dis 'n supercharger op jou geloof. Ons almal het 'n maat van geloof, maar die gawe van geloof is 'n supercharger. Ek noem hierdie goed, die gawes, ek lees dit vir jou uit, want God wil 'n begeerte vir my en jou weergee op ons harte. Ek kyk in die spieël en sê, Joe, wat begeer jy in die Here? Ek moenie op 'n plek kom waar complacent raak nie. Complacent is wanneer jy's alright, meneer, dis alright, ek gaan maar net so aan. Here, wat kan ek meer begeer wat die gawes aanbetref? To another miraculous powers, to another prophecy, to still another distinguishing between spirits, onderskeiding van geeste, to another tongues and interpretation of tongues. All these are work of the same Spirit, and He gives them just as He determines. Hy gee hulle uit.
net soos hy wil. Jy sien waar gawe van tale is, hy word heel laaste genoem, nie eerste nie. Dus kom nie die mekaar raak nie. Die duiwel het iemand iewerster verkeerde inligting gegee, dat die gawe van tale heel bo ingesit. Mense het die mekaar gemaak. Hy is heel laaste. Baie belangrik, maar hy is nie heel eerste. So, die Here kan vir jou gebruik in genesing, woorde van kennis, woord van wysheid, maar dalk nie, gaan jy nie 'n taal hê nie. Jy kan my hart vir dit wat ek sê, maar gaan lees jou Bybel. Lees wat ek hier nou net gelees het. Moenie lees deur jou bril van lees die Bybel. En ouens haak vas, want hy het nie 'n gawe van taal, nou kan die Here hom nie gebruik nie, want die res is ook nie vir hom nie. Dis nie waar nie, as 9 gawes, die Here deel dit uit soos hy wil. Nou hoor hierdie, dis ongelukkig hier, waar die Afrikaanse vertaling baie swak vertaal is, en hierdie is die oorspronklike Griek sê, met 'n jaloerse begeerte. Nou hierso sê hy, 1 Korintiërs 12 vers 31, but eagerly desire the greater gifts. Eagerly desire the greater gifts. 1 Korintiërs 14 vers 1, follow the way of love, liefde, ja, and eagerly desire spiritual gifts, especially the gift of prophecy. Eagerly desire. Nou vra ek vir u en vir myself, wat begeer jy in die Here? Joe, wat begeer jy nog? Hy wil in my om te werk volgens sy wil. Waar vang ek sy wil nog, Here? Waar vang ek die wil nog, Here, dat ek kan vervul dit wat u begeer in my? Want ek weet, ek gaan skyn soos 'n sterretjie. Ek punch above your weight. Jesus het die gawes begeer. My sussie, een wat saam met my in die ongeluk was, sy bel my 'n ruk terug, sy sê, daar moet 'n doel vir my lewe ook wees. Ek het ook uit daai wrak uitgekom. Sy sê dit vir my. Ek het baie hartseer geword, want ek het toe ek 18 is in die weermag my hart aan die Here gegee. Nou die dag, ons het gister verbygery, ons was in Ryds gister teruggekom. Toe ry ons verby Heidelberg, Danitron woonstel is in die basis. Ek het in Danitron, in die basis, op ek dink die 4de verdieping, het ek 'n enkel kwartiere gehad. Ek was 17 toe ek aan is, ek het Stalmag aangesluit, toe ek 'n jaar daarna, toe ek 18, ek het in daai tyd 18 geword, in my 18e jaar, het die Here my besoek, een nag in Danitron woonstelle. Ek het die Here aangeneem, ek het in die bediening beland, baie jonk, ek was 26, toe ek voltydse bediening. Soos my hele lewe, nou, daar my sussie, sy sê my ek is hartseer oor haar. Sy bel my oor 'n rukkie weer. Sy sê vir my, ek het 'n taal ontvang. Ek sê, great, sy het vir my gebid by een of ander kerk, ek het 'n taal. Sy sê, maar ek sing in my taal. Maar weet jy, Boet, hoe sterk voel ek? Want sien hy, die taal, it edifies you. Dit bou jou op. Dis sy primêre doel. Hy het 4 funksies, maar ons kan nie vandag oor dit alles praat nie. Maar as jy jou taal bid of jy sing in jou taal, die primêre funksie is, jy stig jouself. Dis vir niemand anders nie, is private use, vir al my sissies in. Want sy het hom vir my klink weird hoor. Yes. Dit klink verskriklik weird. Sy sê vir my, sy sing vir ander mense ook in haar taal. En sy het genesings gesien. Sy sê, yes, is dit. Ons kuier daar. Daar's 'n ou wat saam met ons in die army was. Nou my sussie se man, my swaar was saam met in die army en die ander ou Buks ook in die tyd. Hy het kanker gekry en die medikasie wat hulle hom gee vir hom het vir hom kangerien gegee. Sy vingers was pikswart, maar het hom 'n paar maande gegee om te lewe. Nou is hy daar en ek kyk die storie so en ek moet eerlik mee wees, ek het nie geloof gehad om vir hom te bid nie. My sussie trek 'n sigaret. Sy sit hom op die tafel, sy sê dat ek sing vir hom in taal. En ek deel nou soos dit is. Sy's in half waar sy is. Dis waar sy is. Sy vat 'n trek van haar sigaret, sy sing. Buks is genees met haar tale sing. Van die mense op die kampe waar ons bedien, hulle vra 'n nommer, hulle noem haar nou die Miracle Woman.
Dink jy sy bel my weer om te sê, sy weet nie wat is haar doel nie. Dink jy sy doen dit? Net tale. Een wat laaste gelys is. Net dit. By the way, sy rook nie meer nie, sy vape nou. Maar jy moet iets hoor nou, ek moet jou leer, daar's reëls in die lewe. Jy kan nie inspring en dadelik vape nie. Jy moet eers rook voor jy kan vape. Jy kan nie besluit ek gaan nou vape nie. Jy moet eers 'n rukkie rook, dan kan jy in vaping gaan. Verstaan, dis reëls. Die reëls is reëls. Is dit nie so nie? Dis my sussie. Jesus homself het die gawes begeer. Jesus homself. 1 Timoteus 4 vers 14 tot 15. Ek gaan nou uit die 33 vertaling uit quoteer. Hulle het hom mooi vertaal hierdie ene. Moenie die genadegawe wat in jou is nalat nie. Gee jouself volkome daaraan. Wees vlytig daaraan en jou vooruitgang sal vir almal duidelik wees. En ek wil hier met dit vang in hierdie dis vers 14 en 15. Wat is hierdie kruks van die saak? Volharding is dit nie? Moet dit nie nalat nie. Gee jouself volkome daaraan. Wees vlytig daaraan. Nou, jy sien die volharding proses. Nou hoe weet ek wat 'n gawe is vir my? Begeerte. God se begeerte gaan jou gryp. Maar jy moet dit toelaat. Jy moet sê, Here, hier's 9 gawes en ek sal ander dag kom en dan praat ons oor al die gawes, hoe dit werk en so. En ek is heeltemal ongekwalifiseerd om dit te doen, maar ek probeer. Maar as die Heilige Gees se gawes, hoe kan ek nou sê hoe werk dit? Hy werk verskillend in alle mense. Maar ek wil nou vir jou 'n tip gee. Dis 'n kort pad. As hy vir jou begeerte gee, hoef jy nie te weet hoe werk dit nie. Hy gaan dit maak werk deur jou. Ek onthou, ek was baie jonk toe ek hierdie ou sien wat bedien toe ek jonk was en ek sien hierdie toe begeer ek dit. Ek kan nie vir jou beskryf die begeerte wat my geslaan het nie. Dis hoekom die begeertes van God het my offenses oorweldig. My aanstoot was baie minder as die begeertes. As ek aan daai ou dink, ek dink nie aan die kroek in die storie, ek dink aan daai wat hy gedoen het vir my. Dis kom ek wil hê vanoggend jy dink aan, wat het jou mentors gedoen vir jou, wat jou eerste liefde laat brand het, want jy moet teruggaan soontoe. Waar het jy miskien het verloor, omdat jy die mens gesien het en gesê het, flip, ek wil niks, hierdie gaan ek niks mee. Soos hierdie ander pel van my, ek wil nie sy naam noem nie, hy's 'n belangrike ou, almal ken hom. Ek kan hom nou bel, ek sal op speakerphone, dan sê ek vir hom, luister, sy naam is nie Pieter nie, ek wil bietjie met jou praat oor die gawes van die Heilige Gees, hy sal my vloek, hy is my vloek, hy haat dit, as gevolg van daai ou. Maar ek is ook dieselfde plek gewees, maar die begeertes van die Here het my bepaal waar ek vandag is. Moenie die genadegawe nalat nie, gee jouself volkome daaraan, wees vlytig daaraan, en jou vooruitgang sal vol duidelik wees. Nou hier moet ek afsluit. Sê nou, die Here sit op jou hart. Jy sit hier en jy sê, Jesus, ek wil bid vir mense vir genesing. Ja, so 'n behoefte. Ek moet my hande op mense lê en die gawes van genesing. Here, ek voel dit brand in my. Kom ek sê vir jou, begin bid. Dis hoe dit werk. Moenie gaan na een of ander skool, goed nie, hulle gaan jou die mekaar maak. Begin jy net maar bid vir mense. En dit maak nie saak wat jy kan die Onse Vader bid. As die Heilige Gees, hy sê, maar jy moet so, daar's geen tegnies in dit, as die Heilige Gees deur jou werk, jy bid soos jy wil. Hy raak, dis die gawe. Maak nie saak hoe jy bid nie. So as nie, jy moet in so 'n naam, jy moet dit, daar's geen tegnies rondom dit nie. Ek weet van ouens wat die Here gesalf het in gawes van genesing. Hulle teologie is ook nie lekker nie. Maar die Here bypass dit, hy worry nie daaroor nie. Hy gebruik jou. En hoe jy bid, of jy die Vader vra, en of jy daai siekte bestraf, of wat ook al, dit maak nie saak nie. Ek bly maar op die plek waar ek die Vader vra. Ek bly maar nederig. Maar in elk geval, nou bid jy vir die eerste ou. Jesus, jy hoor die week, jy bel, jy is opgewonde te hoor wat gebeur. Nee, hy lê in die ICU nou. Jy bid vir die volgende ou, jy hoor 'n week daarna, hulle nooi jou uit na sy begrafnis. Hy's dood intussen. Wat gaan jy sê? Nee, Jesus, hierdie is nie vir my nie. Ek het dit gemis. Jy.
Dit het niks met jou te doen nie. Wees jy getrou, moenie die genadegawe nalat nie. Gee jouself volkome daarin, wees vlytig daarin. Kom ek sê vir jou, as jy deurbreek en jy hou aan, jy gaan die krag van God sien deur jou werk. Moenie dat die goed wat jy sien aanvanklik, het lyk of dit nie werk, moenie trakteer. Volharding in geloof loop so, en die Here hou van volharding. Wat hy nie van hou nie, is ek op hom wag en dan gebeur niks in 3 sekondes en sê ek, ja, ek het geweet, die Here gaan nie. Hy het nie simpatie vir dit nie. He will not be pleased with the soul who draws back, Romeine 10, vers 38. He will not be pleased. Hy het nie 'n welbehae met die siel wat terugtrek nie. Dis ook dit nie. As ek sê, Here, ek worry nie wat ek sien nie. Ek het hierdie begeerte in my hart. Ek gaan bid vir mense, Here. Dis wat ek gaan doen. Nou ek wil vanoggend vir u vra en ek wil jy geleentheid gee en is moontlik niemand nie, ek sê nie, maar as jy is, hier is belangrik. Jy sit hier en op een of ander manier, iewerster, het goed gebeur in jou lewe, trauma aan goed, en jy aanstoot geneem teenoor die Here. En jy gaan terug daarna, dit het gemaak dat jy gedurig deur kom jy terug by dit en jy kan nie die Here vertrou nie, want as gevolg van hierdie, jy verstaan hierdie. Kom ek sê, dat is goed dat ons nie gaan verstaan ooit nie. Maar is jou lifeline. En ek wil hê as jy daar is, moet jy saam met my staan, ek wil saam met jou bid. Ons maak daai ding vandag klaar. Vandag bypass jy daai, sê Here, dit maak jy, ek worry nie oor nie. Is my lifeline. Van hier af gaan ons vorentoe. As jy daar is, hy iewerster as jy voel, ek het aanstoot geneem teenoor die Here, staan saam met my, ek saam met jou bid. Want ons is mense. Het gebeur. As jy enig iemand wat wil die geleentheid gee. As jy nog iemand. Vader, ek dank U vir Shirley en ek dank U vir Gerard. Is daar nog iemand ek wil kans gee? Ek sien julle staan agter haar ook. Fanny. Hierdie is awesome oomblikke. want hierdie het 'n effek op ons lewens en ons lifeline. Kom ek sê vir jou vandag, verwag as ons hierdie doen, want hierdie is 'n menslike ding wat ons net doen. Maar ons besef nie die impak van dit nie. Maar dit maak die kanale weer oop vir die lifeline om te vloei. Na daai areas toe, dat dit gesond word en die Here se seën op seker goed. As my dood is. Vader, ek wil bid vir my boeties en sissies wat staan. Here, en daar's miskien van hulle wat voel, hier is 'n klein gemeente en ek voel bietjie uitgelewer. En in hulle harte weet hulle staan in hulle gedagtes, maar hulle sit met die boude. Ek bid, Here, in Jesus se naam, vanoggend, vir die genade op ons, Here. Ek weet U is genadig. Here, U sê daar, as ons tot U nader, dan nader U tot ons. En volgende nader ons na U spesifiek vir hierdie saak. En ons weet spesifiek vir hierdie saak, nader U tot ons. Bid agter my asseblief. Kom ons bid almal saam, dat ons hulle help bid. Sê, Vader, ek het U lief, Here, met my hele hart, my hele siel, my hele verstand. Vergewe my swakheid, dat ek aanstoot geneem het. Ek verstaan net nie, Here, maar help my in my swakheid. Here, U is my lifeline. U is my redder. U is my Here. U is my lewe. Ek draai na U toe, Here. Draai U aangesig na my toe. En laat U aangesig oor my skyn. In Jesus se naam. Amen. Amen. Prys die Here. Dankie, Here. Is iets fout, broer? Ek gaan nog net vir iemand bid, asseblief. Kom staan nie, bly so staan, asseblief. Asseblief. Nog ene. Iewerster, het jy dalk aanstoot geneem teenoor jou mentors, vaders, en jy weet in jou hart,
Daar het iets gestol, geestelik. Deel van jou eerste liefde het gestol daar in die mens en die ding. En somehow is dit nog steeds daar. Kom ons deel volgende dit ook. Ek wil geleentheid gee ook vir dit. As jy voel jy het nodig om iemand wat 'n mentor wat impak op jou lewe, maar die teleurstelling is so groot dat dit oorweldig. Vanoggend gaan ons begeertes in die Here die teleurstelling oorweldig. Ons begeertes in hom vir sy gawes, sy werk aan ons is groter as die teleurstelling in mense. As jy daar staan saam met my, ek wil vir jou bid asseblief. Ek gaan sommer vir julle bid. Vader, ek dank U in Jesus se naam vir mentors, vaders, moeders in die gees, Here, wat onvolmaak is. Want dit beteken, ons kan dit ook wees, Here, dat ons is onvolmaak. Here, dankie dat U vergewe, dat U herstel, en Here, in hierdie oggenduur, hierdie oomblik, dank ek U dat vir my boeties en sissies wat staan, Here, dat U 'n herstel bring, as daar in die eerste liefde seer gekry het, daai eerste vuur brand. Here, daai begeerte na U en die werk van U, wat skade gelei het. Here, ons dankie dat U dit aan die brand steek, want die begeerte wat U op ons plaas is groter as die teleurstelling. Ons dankie vir dit, Vader, in die naam van Jesus. Gee dit vir U, ons release dit in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. God seën U, ons gaan nou net na Dani. Ek wil net iets spesiaals, lampies en Gloria, ek ken hulle al oor die 30 jaar, hulle kom van die verre ooste af. Ferry Glen, hè? Dis Ferry Glen. Ja, hulle kom van die verre ooste af en ons gee vir hulle hande klap, het hulle so ver gery het om dit. En ons ken mekaar omtrent al 30 jaar, sakeman, man van God, vrou van God, mense wat met die Here wandel, hulle walk the talk, jare, vriende al en dis lekker om julle hier te hê vanoggend. Ek wil net dit sê, dankie. Sy broer. Baie dankie, Joe. Ekskuus. Ek